Ons Here Vader, 'n voorreg om te kan uitsing uit die diepte van ons hart, dat U is Immanuel, U is met ons. Vader, ons sien die wêreld is boos, hy is vol uitdagings, sê die wêreld 'n neig om te vernietig, te vertrap, te bespot en te beskuldig. Maar Here, U is vir ons. En as U vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Vader, so gou verloor ons sig. Ons verloor sig van wat werklik saak maak. Daar is geen ander hoop behalwe U nie, Jesus. En as ons nie ons oë konstant op U hou nie, Here, verloor ons hoop. Ons verloor sig, ons raak mismoedig. En my gebed vandag is, dat U deur die woord vandag met ons kom praat, met elke hart. Dat U vir ons sal kom herinner. Dat dit gaan oor U. En dat ons oë gerig moet hou op U. Dat U ons bron is, U is ons begin en U is die volëinder van geloof. Help ons om altyd in U te wees. En dat U altyd in ons is. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, julle is welkom om julle sitplekke te neem. Baie dankie vir die musiek. Weereens hartlik welkom aan elkeen van julle, as dit dalk jou eerste keer is, ons sal sommer na die tyd bietjie met jou wil koffie drink ook en gesels, maar as dit jou eerste keer is, ons is besig met 'n reeks wat gaan oor geloof en ons het gesê, geloof is die element wat ons Christendom uitmaak. As daar een ding is wat ons anders te maak van al die ander gelowe is dit dat ons gered is deur geloof. Ons is nie gered deur werke nie. Ons word dit geleer van kleins af, in sonnaarskole, geloof wat jou red, maar die groot vraag is, wat is dit? Wat is geloof? Is geloof net blindelings, is dit geloof net vertroue? En so kyk ons eintlik na Hebreërs 11, en ek sal jou aanraai dalk om bietjie self weer te gaan kyk na Hebreërs 11 en om deur te lees, en as dit jou eerste keer is, al die boodskappe oor geloof, het ons daar so opgeneem, sodat jy bietjie kan opvang oor dit. Maar geloof het ons gesê is nie net iets wat blindelings is nie, is nie net iets wat sê, ek weet nie eintlik wat aangaan nie, ek knyp maar net my oë toe en ek loop maar net in 'n rigting in. Dit is nie geloof nie. Ons het gesê, geloof is eerstens 'n sekerheid. Die skrif definieer geloof is 'n sekerheid. 'n Sekerheid van wat? 'n Sekerheid van die werk van Jesus Christus. 'n Sekerheid van die voltooide werk van Christus. 'n Sekerheid van sy kruisiging, sy opstanding. En 'n sekerheid dat hy in my is en ek in hom kan wees. Dat ek nie meer 'n vyand van God genoem word nie, maar 'n vriend van God. Maar hierdie sekerheid en hierdie kennis van God is nie genoeg nie. Want dit moet ergens oorspoel na jou hart toe. Jy sien, die duiwel glo ook Jesus het gesterf aan die kruis. Die duiwel glo ook Jesus het uit die dood uit opgestaan. Inteendeel, die duiwel weet dit, Dis 'n oortuiging. Maar die verskil tussen ons geloof en die duiwel se geloof is dat ons aanvaar die werk van Christus en ons neem dit aan as ons eie. Neem jy Christus aan as jou eie? Of is Christus maar net 'n ding wat jou siege en jou gewete bietjie sis? Christus is 'n persoonlike verhouding en persoonlike verhouding sê ons geskied altyd in die hart. Daarom as Christus nie jou hart het nie, het jy nie Christus nie. So geloof is om te weet, maar geloof is ook in die hart, om te vertrou. En so het ons gekyk, en die skrywer doen dit so goed van Hebreërs, wie ons nie weet wie hy is nie, maar die skrywer van Hebreërs doen dit goed, en hy gebruik sekere geloofshelde van die Ou Testament. Hy het Abel gebruik, hy het Noag gebruik, en hy wys hoe hulle geloof, nie net hulle gered het nie, maar hy wys ook vir ons sekere eienskappe van hoe geloof lyk. Nou vandag staan ons stil by Abraham. Ons het al oor Abraham gepraat. Ons het gesê dat, eerstens in vers 8 van Hebreërs 11, het ons gesê die eerste deel waarvan Abraham gepraat was toe daar belofte gemaak was aan Abraham oor beloofde land. En Abraham was eerstens geroep, onthou julle, God het vir Abraham geroep, Kaleo, het hom geroep, hy het gesê, Abraham kom, Abraham volg my. En ons het gesê, een van die elemente van geloof is om te reageer. Daar was geroep na Abraham, en Abraham het gesê, is reg hier kom ek. Waartoe gaan ons hier? Ek weet nie, maar hier gaan ons. Daar is altyd 'n reaksie in geloof. Dis God wat roep en ons wat reageer. Ons moet reageer. God roep ons. God roep ons om kerk toe te kom. God roep ons om Bybel te lees. God roep ons om te bid, verseker. Maar God roep ons tot 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. En nee, dit gebeur nie autonomies nie. Dis iets wat eis 'n reaksie vanaf ons kant.
En weer eens het hy oor Abraham gepraat en hy het gesê, Abraham, goed, nou vat ek jou na 'n beloofde land toe. En die beloofde land was Kanaan. Maar dit was vreemd, want toe Abraham in Kanaan aankom, toe moes hy in 'n tent bly. En jy sou dink dat as jy in jou land aankom, die stukkie erf wat jy gekoop het, wat jy so lank gespaar het, gaan jy vir jouself sê, nou gaan ek begin huis bou. Abraham het nie huis gebou nie. Hy het in 'n tent gebly. En die rede hoekom hy in 'n tent gebly het, is want die woord sê vir ons, hy het 'n vooruitsig gehad van iets beters, van die koninkryk van die hemel. Hy het geweet, Kanaan was nie regte die belofte nie. En toe sê ons juist, dat dit is die konsep van geloof. Geloof sê 'n Christen lewe soos 'n pelgrim in hierdie land. Nou nie net in Nieu-Seeland nie, in die wêreld. So dit is eintlik goeie nuus as jy nog nie 'n huis gekoop het in Nieu-Seeland nie, is jy okay. Want jy's 'n pelgrim. Ons almal is pelgrims. 'n Pelgrim is iemand wat sê, ek het nie 'n vaste tuiste nie, maar ek is op pad na my God toe. Ek is op pad om hom te gaan bid. Ek is op pad om hom te gaan ontmoet. En daarom sê Jesus Christus vir ons, maak vir jou skatte bymekaar wat in die hemel is en nie op aarde, daar waar mot en roes dit kan verteer nie. Die Christen kan nie vir 'n oomblik fokus verloor oor wat so hier aangaan dat hy vergeet wat eintlik daarbo aangaan nie. Bedink die dinge daarbo, sê die skrif. Dis 'n eienskap van geloof. So dis twee goeders wat al genoem was deur Abraham. Dis 'n roeping en dit was 'n belofte van 'n land. Nou vandag praat ons oor Isak. Abraham en Isak, een waarmee ons baie bekend is. Nou Hebreërs 11 vers 17 tot 19 noem dit en Genesis 22 wat ek net so graag vir julle wil lees. So as jy jou woord het, kan jy saam met my oopmaak by Hebreërs 11 vers 17 tot 19 as jy sou wil. Maar ek het hom ook vir jou daar op die skuifies. Ek lees vir ons Hebreërs 11 17 tot 19. Deur geloof het Abraham, toe hy getoets is, Isak as offer aangebied. En hy was op die punt om sy enigste te offer. Hy wat die beloftes ontvang het, aan wie gesê is, deur Isak sal daar vir jou 'n nageslag wees. Omdat hy gereken het dat God die mag het om ook uit die dood op te wek, waaruit hy figuurlik gesproke hom ook terug ontvang het. So hierdie praat van Abraham se geloof. Nou wil ek net vir jou sê, ek wil net gou vir jou lees wat gebeur het. Julle is bekend, maar ek gaan dit net so vinnig lees, as jy my net so bietjie sal verdra. Genesis 22, vers 1 tot 19. Jy kan net luister, of jy kan saam met my daar oopmaak, anders is hy net luister. Na verloop van tyd het God Abraham op die proef gestel. Abraham, het hy vir hom gesê. En Abraham het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, neem jou seun Isak, jou enigste, jou seun wie jy lief het, gaan dan na die gebied van Moria, en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek vir jou sal wys. Abraham het vroeg die oggend sy donkie opgesaal, 2 van sy dienaars met hom saamgeneem en ook sy seun Isak. Hy het die hout vir die brandoffer gekap, gereed gemaak en vertrek na die plek waaroor God met hom gepraat het. Op die 3de dag het Abraham opgekyk en die plek in die verte gesien. Toe sê Abraham vir sy dienaars, bly julle hier met die donkie. Ek en die seun wil daarheen gaan. Ons wil aanbid en sal dan na julle terugkom. Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en het op sy seun Isak se skouer gesit. Hy het die kole van die vuur en die mes gevat. So het hulle twee saamgeloop. Isak sê toe vir Abraham, sy pa, pa? Abraham antwoord, ja my seun. Hier is die kole vir die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? Abraham het geantwoord, God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee saamgeloop. Toe hulle aankom by die plek wat God vir hom gewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou en die hout reggepak. Hy het sy seun Isak vasgebind en hom op die altaar neergelê, bo op die hout. Toe steek Abraham sy hand uit. Hy neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom uit die hemel geroep en gesê, Abraham, Abraham. Abraham het geantwoord, hier is ek. Moenie jou hand na die seun uitsteek nie. Hy het gesê, en moenie enigiets aan hom doen nie, want nou weet ek dat jy vir God ontzag het. Jy het nie jou seun, jou enigste, van my teruggehou nie. Toe Abraham opkyk, sien hy daar is 'n enkele ram, wat aan sy horings vasgevang is in 'n bos. Abraham gaan toe en neem die ram. Hy het hom as 'n brandoffer gebring in die plek van sy seun. Abraham het daardie plek genoem, die Here voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal voorsien word. Die engel van die Here het daarna 'n tweede keer uit die hemel geroep en gesê, by myself sweer ek, is die uitspraak van die Here, omdat jy dit gedoen het, en nie jou seun, jou enigste van my teruggehou het nie,
sal ek jou ryklik seën. Net oor. Dis die verhaal van Abraham en Isak. 'n Bekende een wat ons leer in die sonnaarskool, van kleins af. Nou ek wil sommer so sê dat, wat hierdie gedeelte vir ons nie sê nie. Ons moet kyk na Hebreërs 11 en ons moet kyk na Genesis 22. En jy gaan besef dat Genesis 11 gee vir ons 'n bietjie insig oor Abraham se geloof in hierdie gebeurtenis. En Genesis 22 gee vir ons insig oor God. So daar's twee elemente wat bespreek word. Dis Abraham se geloof en is eintlik die belofte en die wese van God. Hierdie gedeelte sê nie, en ek moet dit sê, want ek dink baie keer vat mense dit so. Hulle hanteer die skrif op 'n verkeerde manier en hulle verniel dit. Maar hierdie gedeelte gaan nie oor God wat jou vra om jou tiener te gaan offer nie. Alhoewel ek nie wil vra wie dit gedink het nie. Dit gaan nie daaroor nie. God vra jou nie om jou seun te offer nie. God gaan jou ook nie vra om oneties op te tree nie. Hierdie gedeelte sê ook nie dat God met jou gaan praat op 'n spesiale manier om iets buite die Bybel te doen nie. Soos ek al 'n geval gehad het in Suid-Afrika waar 'n vrou na my toe gekom het en gesê het, die Here het vir my gesê, ek moet my man skei. God doen nie dit nie. Dis nie die Here nie. En as jy 'n stem daar gehoor het, ander stem. Verkeerde stem. God sal nooit teen sy woord gaan nie, en God sal nooit teen sy natuur gaan nie. Daarom is dit so belangrik om God te ken. Inteendeel, die skrif sê ook, God sal selfs niemand versoek nie. Nou, versoeking, daar's 'n verskil tussen 'n versoeking en 'n toets. Want ons begin dit nou vergelyk met wat met Abraham gebeur het, nê. 'n Versoeking is iets wat jy altyd na die bose trek. Dink aan 'n bottel drank wat op jou kas staan en jy het 'n drinkprobleem. Daai bottel drank is vir jou 'n versoeking, want hy trek jou na dronkenskap toe. Dis nie God wat jou trek na dronkenskap toe nie. Maar wat God wel doen is hy toets gelowiges. Hy toets. Nou 'n toets is om te wys wat jou ware klere is, wat werklik in jou hart aangaan, sodat jy dit kan sien. 'n Toets wys wie en wat jy eintlik vertrou. Dis wat dit is. So daar's 'n verskil tussen 'n versoeking en 'n toets. So nou die vraag wat ons konfronteer hierso, is hoe kan 'n regverdige God, 'n goeie God, 'n God wat nie teen sy woord gaan nie, want God keer nie moord goed nie, God keer nie kinderoffer goed nie, hoe kan 'n God wat so goed is, hoe kan hy dan vir Abraham vra om sy kind te offer? God is tog regverdig. Wat 'n versoek is dit? Hy gaan teen sy woord, hy gaan teen sy natuur. Ek sê dit want daar is baie ateïste wat die Bybel op so 'n manier probeer verkeerd bewys en ook natuurlik God probeer verkeerd bewys en ek dink dit is 'n plek waar ons moet redelik reg staan met 'n antwoord. Want hulle sê gewoonlik Abraham en Isak is een van die argumente. Hulle sê julle dien 'n goeie God, maar hoe kan 'n goeie God vra dat hy sy seun offer? Maar sê ons moet net verstaan wat gebeur het. Want dit is nie 'n versoek wat God aan ons rig nie. So ons praat eintlik van 'n etiese kwessie. Nou dit is eintlik eenvoudig. Vers 17 sê vir ons van ons skrifvers in Hebreërs self, hy sê deur geloof het Abraham Isak as offer aangebied. Nou die 1933 sê Isak is reeds geoffer. So deur geloof het Abraham Isak reeds geoffer. So dit klink wreed. Dadelik klink dit wreed. Dit klink asof Abraham al reeds die daad gedoen het. Maar Abraham was vasberade. Hy was reg om te steek. Hy was reg om bloed te giet. Hy was reg. Hoe kan God dit vra? Wel, ek glo daar is 3 redes. Ek dink daar kan meer wees, maar ek wil met jou 3 deel. Ek wil nie in die argument ingaan nie, oor hoe kan God dit vra, hoe kan God dit nie vra nie. Daar is 'n goeie boek, Is God a Moral Monster, van Paul Copan. Ek onthou hom van universiteit. Jy kan verseker bietjie na hom gaan kyk, as jy bietjie meer oor dit sou wou lees. Maar ek wil jou net 3 redes gee, om vir jou uit te wys, dat God nie teen homself gaan nie, en dat God eintlik nie boos is nie. Ek wil vir jou wys, hoekom ek so sê. Die eerste rede hoekom ek glo, God gaan nie teen homself nie en God is nie boos nie, is want God is nie onder 'n wet nie. Ons moet dit besef. Hy is nie onder 'n wet nie. Hy is die skepper en ons is die skepsel. Maar ons moet onthou dat sekere wette gee God om mense te begelei, maar sekere wette, ons praat meer van die morele wette, sekere wette gebaar iets van God se karakter.
Soos byvoorbeeld, dink aan die 10 gebooie. God sê in die eerste gebod, hy sê, jy sal geen ander afgod voor my hê nie. Geen ander gode bo my hê nie, né? Eerste gebod, geen ander God nie. Hy sê dit nie om jou lewe vervelig te maak nie, maar dit getuig eintlik van wie hy is. Hoekom wil God hê jy moet geen ander gode hê nie? Want die skrif sê hy is 'n jaloerse God. Nie 'n slegte jaloesie soos hy bedink jou heeltyd en wat doen jy? Laat ek deur jou WhatsApps gaan. Nie daai slegte jaloesie nie. 'n Jaloesie van jy is myne en alles van jou is myne. Ek durf jou nie deel nie. Daai is 'n gesonde jaloesie. God soek jou en hy soek alles van jou. Hy soek jou nie net op 'n Sondag nie. Daarom sê hy geen ander gode nie. sien jy hoe die wet iets openbaar van wie God is? En so ook met moord. Nee, jy moet nie moord pleeg nie. Hoekom? Want God het lewe gemaak en God preserveer lewe. Hy bewaar dit. So hoe kan ons iets wat hy skep in ons hande neem en dit wegvat? So God is eerstens, hy is nie onder 'n wet nie, maar die wet getuig iets van sy hart. Dit getuig iets van sy karakter. Maar net soos God sê, ek gee lewe, het God natuurlik die volste reg om lewe te neem. Enige iets wat jy maak en wat jy skape en wat jou asem in deel het, besit aan jou. En dis wat God gedoen het, nee. Eintlik wat ons almal is moddermannetjies. Nee. Adam, Hebreëus Adamos, man van grond, dis eintlik wat ons is, moddermannetjies. Die enigste ding wat ons anders te maak van modder, is ons het God se asem in ons. My asem? Nee. God se. Daarom sê ons so mooi in Afrikaans. Nee, ons sê dit baie. Julle sê dit baie vir my. Nou as julle verjaar, is net die Here se genade. En ons sê dit, ons sê elke asem is net 'n asem van genade. Dis presies wat dit is. Dis God se asem. Dis nie my asem nie. En eendag gaan ek hom teruggee. As daar een afspraak is waarvoor ek en jy nooit laat gaan wees nie en wat ek en jy nooit gaan kan vermy nie, is dit die afspraak met die dood. Nee. As 'n babatjie gebore word, wat doen die babatjie? Eerste ding as ek onthou met my kinders toe ek daar was en die babatjie kom uit en die babatjie en dan wee. Nee. Hy vat die asem. En as iemand op sterfte lê en jy is langs hom by sy bed en hy, wat is die laaste ding wat hy doen? Is hy gee die asem terug. Ek wil nie onsensitief klink nie. Ek probeer net vir jou sê, dis God se asem. Hy het die volste reg om dit te doen. Dit maak hom nie onsensitief nie. Dit maak hom nie hard nie. En inteendeel, dink ek ook dat almal van ons wat buite Christus is, voor Christus, verdien in elk geval die dood. Want ons is God iets verskuldig. Almal van ons. Ons almal val kort van die glorie van God. So eintlik as 'n lewe geneem word, is God die volste reg, want God sê jy skuld my in elk geval. Jy skuld my. Dit antwoord baie van die Ou Testamentiese kwessies in toe God vir Israel sê gaan slag die Kanaaniete. Sê hoe kan 'n wrede God dit sê? Daai Kanaaniete was boos in die oë van die Here. Hulle het die dood verdien in die oë van die Here. Hulle was sleg. Hulle het God se wet oortree. Hulle het teen alles van God gegaan. Ons doen dieselfde nog. Dink aan die dae toe die doodstraf nog was. Ons het gesê, neem 'n lewe, jou lewe word geneem. Nie waar nie? Dis regverdigheid eintlik wat plaasvind. En dan sê ons, maar hoe kan God wat? Hoe kan God regverdig wees? Ek is dankbaar hy is regverdig. Dit is sy genade wat my red van sy regverdigheid. Dit is Christus, want ek verdien die dood. So God het die volste reg om te sê, luister, Isak, jy is so sonde gebore, Isak, jy het nog altyd sonde gedoen. As ek wil jy moet sterf, gaan jy sterf. Einde van die storie. So dis een van die redes. 'n tweede rede wat ek dink daarby inhak, is God het nie laat Isak sterf nie. Isak het gelewe, hy lewe nie nou nog nie. Isak het gelewe.
Dit was 'n toets. Die skrif sê duidelik vir ons. In Hebreërs 11 het ons gesê toe hy getoets was. Genesis 22 sê hy toe hy getoets was. God het Abraham getoets. My liefie, is jy lief vir my? Ja, ek is lief vir jou. Spring van die berg af. Sê, okay my liefie. Wow, moenie regtig spring nie. God het Abraham getoets. Hy het die mes gestop, hy het die moord gestop, hy het die kinderoffering gestop. Dit was net 'n toets van geloof. Dis al wat dit was. Daar het nie kinderoffer of moord plaasgevind nie. So goed soos jy gaan aan die polisiestasie sê, weet jy, ek wil myself ingee. Waarvoor mevrou? Ek het my man amper vermoor. Het jy hom hande opgelê? Nee, in my denke. Ek sê mevrou, is reg, kom ons gee jou lewenslank. Dit het nie plaasgevind nie. Dis hoekom Romeine 4:9 so mooi sê, Abraham se geloof is vir hom as regverdig gereken. Abraham se geloof is vir hom regverdig gereken. Toe God hom toets, toe het Abraham geslag. Hy was bereid, maar God het gesê, wow, dan dood. En dis hoekom Jakobus sê, geloof sonder dade is dood. Abraham het dit baie ernstig opgeneem, lyk dit vir my. En jy moet, wat Abraham geglo het, was 'n bewys in wat hy bereid was om te doen. Derde rede, hierdie opdrag, toe God vir Abraham sê, gaan offer jou seun, dien as 'n voorbeeld. En dis een van die groot redes. Dit dien as 'n voorbeeld. Dit dien as 'n voorbeeld vir ons, want God het geweet, ons gaan dit lees. Dit dien as 'n voorbeeld vir al die gelowiges voor ons, al die gelowiges na ons. Dit dien as 'n voorbeeld vir Abraham, vir Isak. Dit het gedien as 'n voorbeeld. Die motief van God was nooit kindermoord nie. Dit was nooit kindermoord nie. Die skrif sê vir ons, die motief was 'n toets. God het nie gesê, ek dink dit is tyd dat jy 'n bietjie 'n kind offer nie. In daai tyd, Ou Testamentiese tyd, het al die ander mense afgode aanbid. En hierdie afgode het geëis dat jy 'n kind moet offer. Dit was hulle eis. Dit was die norm gewees. Jy moes 'n kind vat, jy moes hom op die altaar sit en jy moes hulle offer, want dan stel jy jou God tevrede. Dit was 'n eis. En hier kom God. Hy stel dieselfde offer. Hy stel dieselfde vertrek. Hy sê dieselfde. Hy sê luister, bring jou kind en offer hom. Al die ander gode doen dit, al die afgode, almal om jou doen dit. En toe Abraham goed, hy sê dis reg, ek gaan my kind nou vermoor. Toe stop God dit. En nie net het God dit gestop nie, maar toe kry hy ook 'n plaasvervanger. Dadelik wys dit vir jou wat daar gebeur het, dat God anderste is. As God soos hierdie ander mense se valse gode was, sou hy dit toegelaat het. Maar hy het nie. So dis eintlik nie 'n etiese kwessie wat ter sprake is nie. Dis nie God wat teen homself gaan nie. Dis God wat Abraham toets. God het nooit dit laat plaasvind nie. God was nog ten volle in beheer. Hy het presies geweet wat gaan gebeur, hoe dit gaan gebeur. Hy het geweet. En dit was 'n toets. En uiteindelik ook deur dit kom wys wie hy is en dat hy anderste is as al die ander gode van daai tyd. So dit leer ons iets van God, maar dit leer ons ook iets van Abraham se geloof. Nou wil ek net gou gepraat oor daai twee. Abraham se geloof. Wat vat dit van 'n man om sy seun te bind, om hom op hout neer te lê en om hom te gaan offer? Abraham was so gefokus op die karakter en op die belofte van God. Dit is hoekom ek glo hy dit gedoen het. Hy het geweet God bly wie hy sê hy is en God sal doen wat hy gesê het hy sal doen. Onthou julle so 'n rukkie terug het Sarah gelag. Sy het gelag, God, ek sal nie swanger raak nie. En toe raak sy swanger, toe kry sy die kind en toe die kind gebore is, toe lag sy weer. Net dis hoekom die kind se naam Isak is, want Isak in Hebreëus beteken lag, lagter. Hy het gesê God daar bevraagteken. En hier kom Abraham en hy besef, weet jy, God kan, as hy my 'n kind kan gee, is God dalk wie hy sê hy is, en God gaan doen wat hy sê hy gedoen het. Abraham was gefokus op dit. Jy sien, die kern van hierdie verhaal is nie op die mes nie, is nie op die offer nie, die kern is op die plaasvervanger wat God voorsien. Dis eintlik wat die kern lê van hierdie verhaal. Dit lê op God wat 'n voorsiening bring. Nie op wat God vra nie. Abraham het nie gedink, God wil hê ek moet my seun vermoor nie. Abraham het gedink, God se belofte deur Isak kan nie misluk nie. Abraham het geweet, God se belofte kan nie misluk nie. God het dit 1 keer beloof, God het dit 2 keer beloof, as God dit weer beloof, weet ek, hy gaan dit deurbring, hy gaan dit deurvoer. Die eerste belofte tot vervulling, die tweede belofte tot vervulling, hierdie belofte verseker. Abraham het geweet, wat God sê sal gebeur, hy het dit geweet. Sy fokus was op God, sy fokus was op God se belofte. Hy het geweet, God sal nie misluk nie. Nou sê hy vir my, hoe weet ek wat Abraham gedink het?
Ek's bly, jy vra my. In ons skrifvers van Hebreërs 11, hoor wat sê hy daar. Deur geloof het Abraham, toe hy getoets is, Isak as 'n offer aangebied, en was hy op die punt om sy enigste te offer. Goed, hier kom dit. Hy wat die belofte ontvang het, hy het 'n belofte gekry. Hier is die belofte, deur Isak sal daar vir jou 'n nageslag wees, dis die belofte, het hy gereken, dat God die mag het om uit die doodheid op te wek. Daai reken, logitsumai, logi, is die Grieks, logi, logi, logika. Sien julle hom? So Abraham het by homself beredeneer. Hy het dit self bedink. Hy het vir homself gesê, weet jy, God het vir my 'n belofte gemaak, dat deur Isak, gaan daar 'n groot nasie ontstaan. So wat ook al God van my vra, dit gaan nog steeds gebeur. En toe dink hy by homself, wel, hoe? Wel, miskien kan Isak net uit die doodheid opstaan. Dis wat hy gedink het. So, Isak het nie God se karakter bevraagteken nie, hy het nie God se belofte bevraagteken nie. Hy het maar eintlik net gewonder, hoe gaan dit regtig alles eintlik gebeur? Dis hoekom hy gemotiveerd was. Nou ek sê glad nie dat dit maklik was nie. Ek dink nie dit is maklik nie, en ek dink jy gaan sien by Genesis 22, kry ons sulke leidrade dat dit nie regtig maklik kon wees vir enige iemand om sy eie seun te offer nie. Want hierdie seun was nie net 'n blote seun nie, hierdie seun was Abraham se toekoms, hierdie seun was Abraham se nalatenskap, hierdie seun was Abraham se, as jy nou wil, sy belofte kind, hierdie was die seun. En dit het nog steeds iets moeiliks van Abraham geëis. En dit is eintlik die les wat ons leer in geloof. God wou kyk of Abraham hom sou vertrou. God wou kyk of Abraham op God sou staat maak. En of Abraham regtig bereid was om te sê, maar ek weet wie God is en ek weet wat hy beloof, ten spyte van wat besig is om my aan te gaan. Dis eintlik wat hy sê. So hier is my vraag aan jou bietjie. Wanneer dink jy word jou geloof sigbaar? Ek wil vir jou sê, geloof word sigbaar wanneer ons reputasie, wanneer ons finansies, wanneer ons beroep, ons toekoms, ons kinders, ons drome, ons gesondheid, wanneer al hierdie goeders bedreig word, dan raak dit sigbaar. Want dan sê ons, een van twee. Of ons sê, Here, hoe durf jy aan my gesondheid vat? Here, hoe durf jy aan my geld? Here, hoe durf jy? En ek glo dis die bose hart. Of die ander manier hoe ons reageer is sê, Here, ek verstaan nie, maar Here, ek vertrou. Dis die verskil. Abraham het by homself geredeneer. God kan hom uit die doodheid opwek. Hy het gedink en beredeneer. Maar op die einde van die dag het hy gesê, goed, Here, ek vertrou. Dis nie maklik nie. En Abraham het dit ook nie as maklik laat voorkom nie, julle sal sien. Maar ek dink dis die les van geloof. As om te sê, soms gebeur lewe om ons, en ons verstaan dit nie. Soms dryf 'n kind weg, soms tref siekte ons, soms val ons finansies, soms gebeur hierdie goed, en ons verstaan dit nie. Maar dis 'n geleentheid om te sê, Here, ek verstaan nie, maar Here, ek vertrou. En ek kom na U toe, en ek pleit by U, en ek bid, en ek vra, Here, en ek soek by U. Jy sien die toets. Die toets in hierdie dinge is nie of ons hierdie dinge lief het of nie lief het nie. Ons het ons kinders lief, ons het ons gesondheid lief, almal hou daarvan. Ons weet wat ons moet lief hê en nie moet lief hê nie. Ons verstaan dit. Die toets in hierdie dinge is, vertrou ons God meer as wat ons hierdie goedjies vertrou. Want ons sit ons sekuriteit baie keer in ons geld, ons sit ons anker van liefde in ons kinders, ons sit ons vertroue in ons gesondheid en in ons vermoë, terwyl God sê, sit jou vertroue in my, sit jou liefde in my, sit jou sekuriteit in my.
Dit is waar die toets lê. Die toets lê, vertrou jy hom meer as die goed om jou? Dis waar die toets lê. Onthou julle met Job was presies dieselfde. Hier kom Job, 'n goeie man, welaf man, alles loop mooi, lekker suksesvolle man. Dis so met ou met wie jy wil braai. Hy bring die vleis en jy bring die vuur. Hy het genoeg van alles gehad en toe iewes skielik tref alles hom. Alles. En die vraag reg deur Job wat ons vra is, ons vra nie, gaan Job nou weer kinders kry, gaan Job nou weer geld kry, gaan Job nou weer skape kry, gaan ek weer met Job kan gaan braai nie. Dis nie wat ons vra deur die hele Job nie. Wat ons vra deur die hele Job is, gaan Job getrou bly. Dis waar dit gaan. Toe in die begin was daar hierdie dialoog tussen God en die duiwel. Toe sê die duiwel, ja, God dien jou. Toe sê die duiwel vir God, ja, Job dien jou net omdat hy goed het. Laat dit bietjie swaar gaan, dan kyk ons of hy jou dien. So nou wonder ons, Job, gaan jy hom nog steeds dien? Gaan jy nog steeds die Here dien? Geloof. Is dien jy? Ten spyte van. Vertrou jy? Ten spyte van. Dis die les van geloof. Wat ek glo. Abraham ons leer toe hy sy seun offer. Is om te sê ek vertrou God ten spyte van. Ten spyte van die belofte, ten spyte van wat ook al gevra word, ek vertrou hom. Ek vertrou sy wese wie hy is en ek vertrou sy belofte. So, hier's vir jou 'n praktiese voorbeeld. Jy lewe in 'n wêreld waar mense sê dit is irrasioneel om in God te glo. As jy in God glo, dan dink jy dis 'n sprokie of 'n mite. Jy lewe in 'n wêreld waar mense sê, glo jy dat daar 'n liewe Jesus op 'n wolkie terugkom? Wat snyf jy of wat rook jy? Jy lewe in 'n wêreld waar dit sê dis regtig die dwaas wat glo in 'n geloof in God. Dis die wêreld waarin jy lewe. Maar die vraag wat ons vra uit dieselfde vertrekpunt is, ten spyte van wat die wêreld van jou dink, gaan jy getrou bly? Gaan jy steeds kerk toe kom? Gaan jy steeds bid? Gaan jy steeds lees? Gaan jy steeds jouself wend tot God ten spyte van wat die wêreld sê en watse rigting hulle ook al dink? Dit is die toets van geloof. Dis nie maklik nie. Ek weet. Goed. Ek is amper klaar. Die laaste een wat ek jou wil leer. Ek het glo dit leer ons twee goed. Hebreërs 11 leer ons oor die geloof van Abraham en dan Hebreërs 11 verwys na Genesis 22 wat ek vir julle gelees het. En Genesis 22 leer ons iets oor God. En hierdie sal seker 'n goeie plek wees om te stop. Maar omdat ek nou 'n nuwe dominee is en ek hou daarvan om lank te preek, het ek gedink, nou is nie die tyd om te stop nie. Nee, my motief, ek kan nie stop by Abraham nie. Want daar is meer. En dis vinnig. Ek het myself getime. 10 minute. Genesis 22. Ek wil net gou deur die verhaal vat. So ons het gesien dat Abraham op die proef gestel was, nê? Nee, God het na Abraham uitgeroep om hom op die proef te stel. Hy het hom getoets. So daar sien ons God se motief dadelik. En wat my interessant is, Abraham antwoord dadelik, hier is ek. Is nie 'n kwessie van, ja Here, wat soek jy nou weer nie? Is 'n kwessie van, hier is ek is reg, Here, ek meld aan, wat moet ek doen? Nee. En God sê toe, Abraham, neem jou seun, jou enigste seun, die seun waarvoor jy lief is, Isak. Hoeveel seuns het Abraham gehad? 2. Hagar, Ishmael. Nee. Nou, as ek Abraham was, sou ek vir jou sê wie ek eers aan gedink het, as die Here vir my sê, offer jou seun. Maar God is spesifiek. Hy sê, neem jou enigste. Maar hoekom sê God enigste as hy dan Ishmael het? Wel, Isak is die enigste seun van die belofte. Isak is die enigste seun wat God gesê het, hy moet 'n seun bykry by Sara. Ishmael was Sara se te doen. Isak was God se te doen. So hy sê, neem jou enigste seun. Net soos ons ook sê, ons almal is seuns of kinders van God, maar Jesus Christus is God se enigste seun, né? Dis dieselfde konsep. Neem hom. En hy is jou enigste. En o Abraham, jy is lief vir hom. En hy was baie lief vir hom. Want hy het lank vir hom gewag. En hy neem toe sy seun. En God sê vir hom, gaan offer hom as 'n brandoffer.
op die plek waar ek jou sal wys. En nou hier is dit interessant, die Ou Testament raak so persoonlik, voel dit vir my partykeer. Hulle beskryf dit so mooi. In die volgende vers sê hy, Abraham het vroeg die oggend sy donkie opgesaal. Nou dink bietjie gou daaraan, Abraham het baie slawe gehad, hy was ook 'n welaf man, hy het baie diere gehad, hy het baie inhoud, hy was ryk. Hoekom gaan die ou man en saal sy eie donkie op? En nie net saal hy sy donkie op nie, maar hy gaan ook en hy gaan kap die hout vir die offer. Dit is donkiewerk. As ek mense het wat vir my werk, sal ek sê, gaan kap gou hout en saal die donkie op, ek is op pad. Ek dink een van die redes hoekom dit gebeur is, nie omdat Abraham ver moes gaan nie, nie omdat Abraham gevoel het, shame, is bietjie my beurt nie, maar ek dink, het jy al ooit 'n spanningsvolle aand gehad, waar jy gesê het, ek is vol stres, ek weet nie wat môre gaan inhou nie, ek is so bekommerd, en dan word jy nou maar eintlik maar net 3:00 die oggend wakker, en dan vra jou man of jou vrou jou, waar gaan jy lief, en sê, nee, ek gaan opstaan, ek kan nie meer slaap nie, nee? Ja, ek dink dit. Ek dink Abraham was so gespanne, en hy het geweet die volgende dag moet ek my kind offer. En hy staan op en hy saal die donkie, want ek dink almal slaap nog. En klaar dat hy gaan en hy kap die hout. En jy weet, as ons in Suid-Afrika, ek weet nie hoe dit hier werk nie, maar in Suid-Afrika gewoonlik, as ons 'n geliefde begrawe, dan gee hulle vir jou geleentheid om die graf te vat met die sand, nee, en dan skep jy. En as jy skep, dan gooi jy dit in daai graf. En as dit iemand naby is, dan is dit asof daai persoon net nie die graf wil los nie, want hy hou aan skep, want dit is asof hy bietjie van daai emosie so uiting gee in daai graf en in daai grond, laat hy maar self sy geliefde begrawe. En ek dink Abraham kap hy hout. En hy sê, dis my seun. En hierdie hout is die hout waarop ek hom gaan neerlê. Ek is op pad. Ek dink daar is emosie betrokke. Die donkies is opgesaal, die hout is gekap, en hulle reis. En hulle reis vir 3 dae. En op die 3de dag, kyk Abraham op, en soos hy opkyk, sien hy, daar is die berg, daar waar God hom aangewys het. Daar in die verte, sê die skrif. En ek dink, daai berg staan so uit as 'n herinnering. En elke keer wanneer Abraham opkyk, sê hy, dit kom al hoe nader. Elke tree, dit kom al hoe nader, dit kom al hoe nader. Dit kom nader. Hulle stop toe, en Abraham sê toe vir sy dienaars, hulle stop voor die berg. Abraham sê toe vir sy dienaars wat saam gery het, hy het gesê, bly julle hierso? Bly hier by die donkie? Ek en Isak gaan nou op. Nou net hulle 2. En hy sê vir hulle, ons gaan aanbid, dan sal ons na julle terugkom. Dit is interessant wat hy sê, ons sal na julle terugkom. Ons. Abraham het geweet, Isak gaan terugkom. Hy weet dit hoe nie. Abraham het die hout gevat, het dit op Isak se skouer gesit, en dit is baie interessant, want ons dink baie keer Isak was dalk 'n 6-jarige of 'n 7-jarige, maar genoeg hout vir 'n brandoffer is redelik baie, so ons kan verneem, Abraham was redelik oud. Ek sal nie sê dat Abraham die ouderdom van Christus was nie, ek weet daar's baie mense wat dit leer, die Bybel sê nie vir ons nie, is net spekulasie, maar hy was oud genoeg om genoeg hout te dra. En naderhand vra sy seun hom, hy sê, pa, hier is skole vir die vuur en hier is hout, maar waar is die lam? So Isak moes kon redeneer en sê, luister, die korte lam. So hy was nie 'n kind nie. En God sê toe vir Isak, vat hom toe op, en Abraham sê toe vir Isak, God sal vir homself 'n lam voorsien, 'n brandoffer vir my. Voorsien my seun. En hy kom toe, hy bind toe vir Isak, en hy lê Isak op die altaar neer. En daar is 'n mooi skildery, hulle noem dit eintlik die Akedah in Hebreëus. Die Akedah beteken om vas te bind. En Rembrandt, ek weet nie of julle bekend is met kuns nie, maar hy het 'n goeie stuk gedoen daaroor. Ek het vir hulle daai skildery daar gesit. Rembrandt is bekend om dit baie emosioneel uit te druk wat aangaan. En dit is my so interessant hoe hy dit hier so uitdruk, en ek probeer met myself indink, hoe lyk hierdie prentjie? Ons weet hy's gebind, en ek dink ook, hy maak sy gesig toe, sodat hy hom dalk nie in die oë hoef te kyk nie, en hy's reg met die mes, om die mes te laat val. Maar die engel keer hom, en die engel roep uit, Abraham, Abraham! En ek dink dit is die vinnigste wat Abraham daai mes laat val het. En hy sê dieselfde, hier is ek.
En die engel sê, nou sing ons, dat jy vir God ontzag het. Ontzag, vrees. Hy het respek, hy is gehoorsaam. Hy sê, Here, ek vertrou jou. En hy sing dit. En soos hy opkyk, sien hy, daar is 'n ram wat vasgevang is. En hy vat die ram, en hy bring die ram as 'n offer. Hy maak sy seun los, en hy bring die ram op die hout, en hy steek dit aan, en die ram word geoffer as 'n brandoffer. En Abraham sê, hierdie is die plek waar die Here voorsien. En hy noem dit die berg waar die Here voorsien. In Hebreëus word dit letterlik gelees, Jehovah Jireh, die Here voorsien. Jehovah Jireh. Tradisie sê, die Bybel sê ons nie, maar tradisie sê, dat die berg waar Isak geoffer is dieselfde bergreeks waar Jesus Christus geoffer is. Nou hierso is iets interessants, want hier's baie ooreenkomste. In die verhaal sien ons hoe God, toe Isak vir Abraham vra, waar is die lam? Toe sê Abraham, God sal vir homself voorsien. En dit is wat God gedoen het, né? Ons sien die ooreenkomste tussen Abraham en Isak en tussen Christus. God het voorself Christus voorsien vir al die wat sonde is. En hy word ook gesien as die lam wat geslag word op die berg, met 'n hout wat opgedra word by die berg, soos Christus die kruis opgedra het. So dit is 'n vooruitskadu van Christus. Skaduwee word verkondig deur die verhaal van Abraham en Isak. En so ook, soos Abraham gedink het, God kan hom uit die dood uit opwek, so het Christus uit die dood uit opgestaan. Dis die ooreenkomste. Maar daar is een verskil. Daar is net een verskil in hierdie verhaal. God het Abraham gestop, maar God het nie by Jesus gestop nie. God het nie uitgeroep, Jesus, Jesus nie. Maar Jesus het uitgeroep, my Here, my Here. God het voortgegaan met die offer van sy seun. En dan vra ek vir myself, vir my, vir ek wat soos 'n vloerlap maar eintlik baie keer optree, 'n vuil ek. Hoekom? As jy Genesis 22 lees, in die begin, vat jou seun, jou enigste seun, die seun vir wie jy lief is, dan kan jy nie help maar om te dink aan Johannes 3, vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun, sy enigste seun, vir jou gegee het. Die verhaal van Abraham en Isak gaan nie oor my en jou nie. Die verhaal van Abraham en Isak gaan nie oor dat God vir jou meer geld, meer besittings, 'n beter lewe, 'n beter goed gaan voorsien nie. Die verhaal van Abraham en Isak gaan oor dat God voorsien, Jehovah Jireh. En die beste ding wat God vir my en vir jou voorsien is Jesus Christus. Dit is die voorsiening. Dit is net Christus. Ons sit hier op Sondag en ons bid en ons lees en ons wend ons hart uit, want dit gaan nog altyd oor Christus. En die oomblik wanneer ons dit oor ons maak, dan sê ons, ons vertrou onsself meer as wat ons Christus vertrou. Dit wat God voorsien het op Golgotha, is 'n dierprys. Dis 'n dierprys. Sê en die seun het gepleit en gesê, laat hierdie beker vir my by my verbygaan, Vader. En God het gesê, nee, die keer kan ek nie stop nie. Ek gaan nie stop nie. Vriende, ek weet nie waar jy is nie, in jou lewe, waartoe jy noodwendig gegaan het nie. Maar as jy werklik in Jehovah Jireh glo, die God wat voorsien, sal jy weet dat die grootste voorsiening wat hy vir jou en my gemaak het, was Christus. En daarom enigiets anderste om op te offer is klein. Is klein. Die toets van geloof is om sy seun eerste te sit en al die ander goed op te offer. Dit gaan nie oor my begeertes nie, maar dit gaan oor my God
en oor Christus se opoffering. Daar is 'n bekende lied wat ek graag vir jou wil speel. En dan se klaar. Wat so mooi gebaar oor dit lewer. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and pour contempt on my pride. See from his head, his hands, his feet, sorrow and love flowing down. Did e'er such love and sorrow meet, or thorns compose so rich a crown? And were the whole realm of nature mine, that were an offering far too small. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. En Vader, ons kan vandag net uitroep dat U 'n God is wat voorsien. Jehovah Here. Vader, die grootste voorsiening wat U gemaak het was Christus. En dit is 'n liefde wat U vir ons het, Here. En dit is 'n liefde wat ons nie verdien nie. Maar U gee dit omdat U liefde is. My gebed is, Vader, vir die harte wat hier sit en wat luister sou besef hoe duur die prys van Christus was. En dat dit eis dat ons met alles, met ons siel, met ons hart en met ons verstand na U toe sal kom. En dis Isak. Maar is niks te groot om op te offer vir U nie. Want U Christus is by verre meer wat opgeoffer was. Vader, ons raak so gou vasgevang in die wêreld en sy begeertes. En ons vriende en hulle begeertes en sonde en wat ons dink ons moet doen en hoe ons moet wees. En ons verloor sig van Christus. Ons verloor sig van die prys. Ons verloor sig van die voorsiening wat U vir ons gemaak het. My gebed is, Here, roep ons terug. Roep ons terug na Jesus. Roep ons terug na die liefde. In Jesus naam. Amen. Ons gaan 'n geleentheid gee vir 'n laaste liedjie. Baie dankie, Susan, julle.
ons staan, dan sluit ons af met Onse Vader. Vriende, mag jy hierdie week besef dat Christus 'n dierprys was, maar dat Christus vrywillig geoffer was. Want so lief het die Vader jou. Gaan in daai liefde. En besef dat Christus na daai kruis toe gegaan het, daai berg opgestap het met daai hout oor sy skouer. Om vir jou te sterf. As 'n versoeningsoffer. As 'n plaasvervanger. Daarom sê ons genade gaan met jou. En hy los jou nie alleen soos 'n weeskind nie, maar hy los sy gees om jou te versterk en jou te dra. Gaan dan met die krag van sy gees. Amen. Vrede vir julle, daar's lekker koffie en tee.